Almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou Junie eksamen voorbereiding. Ek gaan vraag 7 van die 2021 vraestel met jou behandel. Uit die CAPS dokument sal jy nou sien dat funksies en grafieke is ongeveer 35 uit die 150. Dit beteken 23% van jou vraestel. Besef jy, dis amper 'n kwart van jou vraestel handel oor funksies. En ek weet nou nie of hierdie vir jou goeie of slegte nuus is nie, maar dit is hoofsaaklik die graad 11 funksies. Die parabool, die hiperbool, die eksponensiële funksie. En dan is daar nou net in graad 12 die inverse wat bygekom het. So ek stel voor, jy sal sien aan die einde van hierdie video, het ek ook vir jou playlists aangehak waar jy na al die graad 11 funksies kan gaan kyk op my kanaal. Nou hier sien jy nou die vraag. Dit is 'n parabool en 'n reguit lyn en dan het hulle so 'n bietjie analitiese meetkunde ook hier ingesit. En 'n mens verwag dit mos nou eers in vraestel 2. So ek stel voor, hoekom doen jy nie gou die vraag nie? Pause die video en dan daarna volg die verduideliking. Die grafiek van f van x is x plus 4x min 6 is geskets. Die parabool sny die x-as by B en D en die y-as by G. C is die draaipunt van f. Lyn AE het 'n inklinasiehoek van θ en sny die x-as en y-as by A en E onderskeidelik. T is 'n punt op F tussen B en G. 7.1 skryf die koördinate van B en D neer. Reg, wat gebeur by B en D? Dit is die x-afsnitte en ons weet mos die reël is x-afsnit maak y 0. So in die plek van f van x gaan jy nou 0 sit en dis klaar vir jou gefaktoriseer, so jy kry die waardes x is min 4 of x is 6. Jy moet net oppas, die vraag het gesê, skryf dit die koördinate neer, so jy moet dit in koördinaatvorm gaan skryf. So B sal die een aan die linkerkant wees, minus 4,0 en D 6,0. Bereken die koördinate van C. So wat gebeur by C? Dit is die draaipunt van daardie parabool. So wat ons nodig het, is ons het ons vergelyking en dan het ek hom uitvermenigvuldig. Nou goed, kom ons dink daaroor. C is die draaipunt en 'n draaipunt is 'n lokale maksimum of minimum. In hierdie geval is dit 'n lokale minimum en die reël is ons diferensieer en stel gelyk aan 0 om die x-waarde te kry. So vir die draaipunt het ek vir f gediferensieer en gelyk gestel aan 0. As ek diferensieer, onthou jy nou weer, dan gaan daardie 2 daarbo vorentoe en ek trek 1 af. Daar's 'n deurskynende 1, hy gaan vorentoe, hy maal met min 2, ek trek 1 af en die afgeleide van 'n konstante is 0. En dan los ek net vir x op, so ek kry dat die x-koördinaat by C is 1. Hoe kry ek die y-koördinaat? Ek vat daardie x en ek vervang hom in die oorspronklike vergelyking, nie die gediferensieerde een nie. So, daar's die korrekte notasie om vir 1 dan in x se plek in te vervang en ek kry min 25. Dus is die koördinate van die draaipunt 1 min 25 en dit is vir jou 2 punte werd. 7.3 skryf die waardeversameling van f neer. Nou die waardeversameling beteken dit is die y-koördinaat van die draaipunt en ons lees altyd die waardeversameling van min oneindig af. So hier by min oneindig het nog niks gebeur nie en dit was eers by min 25 waar ons grafiek begin het opwaarts. So hoe skryf ons dit in wiskunde? Jy kan skryf y is 'n element ingesluit min 25 tot by oneindigend of jy kan net skryf y is groter of gelyk aan min 25 vir 1 punt. 7.4
Gegee dat theta is 14,04 grade en die raaklyn aan F by T is loodreg op AE. 7.4.1 bereken die gradiënt AE korrek tot 2 desimale plekke. Nou goed, ons weet uit analitiese meetkunde, daar's 'n formule, M is tan theta vir inklinasie. So ons het vir ons gegee dat theta is 14,04, so in theta se plek vervang jy 14,04 en jy sleutel net dood eenvoudig tan 14,04 in jou sakrekenaar en jy kry dat die gradiënt daar by AE is 0,25 en dis dieselfde as 'n kwart. Dit is 1 punt werd. Goed, 7.4.2 bereken die koördinate van T. So wat nou daar by T gebeur, is dit is die koördinaat van die raakpunt. Die eerste ding wat ons weet, is dat die raaklyn is loodreg op AE. Daarom is die raaklyn, die blou lyn, se helling -4, se gradiënt -4. Waar het ek daaraan gekom? Jy weet mos, daar's 'n formule, M1 maal M2 is -1. Daai formule gebruik 'n mens as twee lyne loodreg op mekaar is. Ons weet dat die een gradiënt is 'n kwart, so ons kan dan die ander gradiënt uitwerk, ons maal daai 'n kwart weg en ons sien dat die gradiënt van die raaklyn is dan -4. Dan is daar iets anders wat jy moet weet, en dit is dat differentiasie, wanneer jy differentieer, beteken dit, die antwoord wat jy kry, is die helling van die raaklyn aan daardie raakpunt. Met ander woorde, as jy nou die parabool gaan differentieer, laat ek net vir jou mooi wys, die parabool se vergelyking was y is x² min 2x min 24. En as jy daai ding gaan differentieer, dan kry jy die helling van die raaklyn is 2x min 2. En dan weet jy mos nou dat die raaklyn se helling is -4. So in M se plek kan jy -4 gaan invervang. En dan kan jy die x-koördinaat daar bereken. En die x-koördinaat by T is -1. En dan moet jy weet, elke x-koördinaat het 'n oorspronklike uitkoördinaat. Daarmee bedoel ek, moenie vir x is -1 in die gedifferentieerde vergelyking invervang nie. Jy vervang vir -1 in die oorspronklike parabool se vergelyking. En as ek -1 daarin vervang, dan kry ek die y-koördinaat is -21. Dus is T se koördinaat -1 en -21. Waar is die punte? Die helling van die raaklyn, wat -4 is, dat jy die helling, daai gedifferentieerde antwoord, gelijkgestel het aan -4, dat jy vir x -1 gekry het, en dat jy vir y -21 gekry het, en onthou, jy moet dit in 'n koördinaatvorm skryf. 7.5 'n reguit lyn G, ewewydig aan AE, sny F by K -3 -9. Nou, ek het hom sommer daar ingetrek vir jou. Daai is die groen lyn, is daai reguit lyn G. Ek sal hom G noem hierso. En R. R sal daar ergens wees, daarso. Bereken die x-koördinaat van R. Nou goed, die eerste belangrike inligting wat hulle vir ons gee, is dat ons lyn G is ewewydig aan AE, dus is die gradiënt gelyk. En ons weet mos dat AE se gradiënt was 'n kwart van 'n vorige vraag, en dan die koördinaat van K is -3 -9. So ons begin met y is mx plus c, ons vervang ons helling, ons gradiënt in, wat dieselfde is as AE sinne, en dan ons punt K bestaan uit 'n x en 'n y. So in x se plek gaan ons -3 vervang, in y se plek gaan ons -9 vervang. En ons werk vir c uit, en ons kry dan die vergelyking van G is y is 'n kwart x min 33 op 4. Maar ons is besig om die x-koördinaat van R uit te werk. Die ander plek
waar die twee grafieke mekaar sny. Met ander woorde die parabool en G. En waar die punt waar hulle mekaar sny, beteken die twee grafieke is dan gelyk aan mekaar. So ons gaan die parabool en ons lyn G gelykstel aan mekaar. En as ons nou so 'n bietjie hierdie ene al die terme bymekaar tel en hom in 'n ordentlike dalende volgorde skryf en ons faktoriseer. Onthou as jy nie hier kan faktoriseer nie, kan jy die kwadratiese formule gebruik. En dan kry jy x is 21/4 of jy kry x is min 3. Nou x is 21/4 is dieselfde as 5,25. So dis baie duidelik dat hierdie x is min 3, dit was mos nou eintlik k se koördinaat. Dit is reg, dis waar hy hom gesny het. So al wat kan gebeur is die antwoord kan wees dat dit by 5,25 sal wees, waar die twee grafieke mekaar sny. So waar is die punte? Die punte is dat jy gesien het dat G se gradiënt 'n kwart is, toe jy die vergelyking uitgewerk het, die feit dat die twee grafieke mekaar sny en jy hulle gelyk gestel het aan mekaar, jou faktorisering, jou twee antwoorde en dat jy gekies het dat 5,25 die koördinaat van R moet wees. In die volgende video bespreek ek vraag 8 en dit gaan oor finansies. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem. Dan sal jy sien het ek ook vir jou twee playlists aangehaak. Die een gaan oor graad 11 analitiese meetkunde, omdat dit die werk is wat in hierdie vraag behandel is, en dan het ek ook vir jou die graad 11 parabole aangeheg.